Ek wil vanmôre met julle hierdie volgende gedagte deel, iets wat die Here in die week in my lewe met my gedeel het, my gewys het, wat ek voel relatable is in vandag se lewe, en is die volgende, as jy daar kan opsit vir my analyse, is gebroke maar nie dood. Gebrokenheid is deel van hierdie lewe, amen. Gebrokenheid word gesien in alle omstandighede van lewe, waardeur ons gaan, waar ons mag is, en waar jy mag vanmôre wees, is dalk gebroke, stikkend. Maar soms is dit die maklike uitweg vir my en jou as kind van God, om in die gebrokenheid van ons menswees te bly, om in die gebrokenheid van hierdie wêreld in te wees en in te leef en net wanneer ons te neergedruk voel, daar te bly en net reaksie te gee en net te sê ons lewe in 'n gebroke wêreld. Ons sê dit baie, nê? Maar soms bly ons in die gebrokenheid. En God wil nie hê ons moet daar wees nie. God wil nie hê ons moet in die gebrokenheid van hierdie wêreld bly, in hierdie wetteloosheid en hierdie sonde nie. Hy wil hê jy moet in die herstel en die krag van sy hand in beweeg. Dis wat God wil hê, en as jy die skrif gaan lees, 2 Korintiërs 4, en jy kan aan toe blaai, vanaf vers 7, wat gaan op die skerm ook verskyn, 2 Korintiërs 4, vers 7 tot 10. 'n verskriklike mooi skrifdeel, wat Paulus hier kom praat, en hy sê die volgende, ons wat hierdie skat in ons het, Jesus Christus, deur sy gees, is maar kleipotte wat maklik breek. Ons is baie breekbaar. Hy sê dit duidelik hierso vir my en jou. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Is nie mooi nie? Dat ons geherinner kan word aan hierdie vanmôre, dat in ons gebrokenheid, in ons pyn, is ons nie dood nie. Dat hy vir ons lewe gegee het en dit in oorvloed en hy vir ons wys, dit is wie hy is, die skat van die hele Here Jesus Christus, wat deur die gees van God vir my en jou gees in ons geplaas is, en ons is breekbare kleipotte, sodat sy glorie deur ons kan skyn. En wat ek beleef het in hierdie week, en wat ek gesien het in my eie lewe, is dat die mensdom is baie breekbaar. Vinnig, nee, lig geraak. Jy sê net iets, dan, kry my jammer. Nee, ek is al baie keer lig geraak, en praat mense met en sê, Armand, kom hoor jouself asseblief. Partykeer het ons dit nodig, want ons raak so vinnig as die mensdom lig geraak oor die kleinste, fynste dinge, en ons breek, en ons bly daar, en iemand moet my net tog jammer kry, iemand moet nog by opvoef, en net sê hoe oulik ek is, maar jy is stikkend, jy is gebroke, en ons raak lig geraak, ons leer die gewoontes van hierdie wêreld aan. Paulus herinner ons, ja, ons is breekbaar, maar dankie tog vir God se krag wat alles oortref. En die sleg is, ons as gelowiges is soms die mees liggeraakste mense op hierdie wêreld. Die wie nie eintlik moet lig geraak word, die wie nie eintlik net in hierdie ding inval nie, gaan vinnig in 'n hoekie in en kry onsself jammer, omdat ons nie vrede gemaak het met ons foute nie, ons nie vrede gemaak met ons verlede nie, ons nie vrede gemaak met ons keuses nie, of ons het gedink, daar's niks fout nie. Wat bedoel jy, daar's 'n kraak in die pot? Wat bedoel jy, ek is stikkend? Ek weet niks daarvan nie. Ken jy sulke mense? Is jy dalk 'n persoon wat stikkend en gebroken is, maar jy kan nie erken, daar's fout nie, jy kan nie erken, daar's 'n probleem, jy kan nie erken dat jou kindertrauma in jou lewe, jou skade tot vandag te doen, en in ander mense se lewens skade bring nie. Jy wil nie erken, daar's iets stikkend in jou lewe nie. Was jy al daar gewees? Ek was al baie kere daar gewees. As jy pot laat val, 'n pot, plantpot, en jy los hom daar, dink jy gaan regkom? As jy stukkies net daar los en jy dink, ag, is okay. Dis wat ons met onsself doen. Dis die broken glass effect.
ag, was een venster stukkend, kom ons breek maar nog een. Kom ek laat gaan, kom ek wees iets stukkend en maak mense seer, want iets wat stukkend is, sny, maak seer. 'n Stukkende pot wat jy optel, gaan iewers jou dalk sny. En mense wat liefde vir jou gee, mense wat jou wil probeer help in liefde, sny jy stukkend, want jy wil eintlik nie heel word nie. Hoor jy wat ek sê, kerk? Ons maak ander mense seer. Gelowiges maak ander gelowiges seer, omdat hulle nie vrede maak met hulle pyn nie, omdat hulle nie vrede maak nie. En die slegste ding is dat jy's leeg en nutteloos. En ons mag so voel, maar God wil nie ons moet daar bly nie. Ons sien, dit wat Paulus hier sê, hy wat sê hierdie kleipotte wat maklik breek, die krag van God oortref dit. En jy mag in alles verdruk voel vanmôre. Jy mag voel, Jesus Here, hoekom ek? Maar hy's in dit. Hoor wat sê Psalm 34 vers 20 tot 21. Hy sê dit so mooi. Hy sê, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Hy bewaar al sy bene, nie een daarvan sal gebreek word nie. Daarvan word gebreek nie. En ja, emosioneel breek ons, en daar kom tye, maar die Here bewaar ons in alles. Jesaja 53 wys vir ons, Jesus het gebroken geword vir my en jou, dat wanneer ons in gebrokenheid val, dat hy ons sal help deur dit. Nee? Dit is hoe wonderlik God is. Voor die Nuwe Testament, voor alles kom hierdie woord van God en hy wys vir ons in sy dood, deur sy opstanding is daar heling vir my en jou. Nog steeds is jy dood in jou gebrokenheid vanmôre. Nog steeds kies jy die seer, kies jy die trauma, kies jy die pyn van hierdie lewe. En God wil hê jy moet iets doen, maar jy doen nie. God wil jou optel van hierdie pyn. Hy wil dit wat jy neergebring het, dit wat jou neerslagtig gemaak het, wil hy kom vat en hy wil ons weer kom heel maak. Net as jy hom sal toelaat vanmôre. Jy mag dalk gebroken wees, maar jy mag dalk ook dood wees vanmôre. As gevolg van dit. En God kan nie met iets werk wat dood is nie. Hy kan wel werk met dit iets wat gebroken is, tot sy verheerliking. Soos Paulus vir my en sê, Job was een van die mense wat ons sien, as jy die hele hoofstuk van Job gaan luister, gaan lees, en jy gaan deur dit, het Job eventueel uit die plek van gebrokenheid uitbeweeg. Dit het hom baie lang gevat, as jy gaan kyk, tot eers op die einde van die hoofstuk, toe God ferm met hom is, toe God kwaai met hom raak. En vir hom sê, wat nou? Toe eventueel, toe kom Job by 'n plek, en hy staan op, hy kon gesit het, en hy kon potskerwe gevat het, en net aanhou gekrap het. En net aanhou gekrap het aan hy wonde. Die vraag is, krap jy in jou wonde, met jou gebrokenheid vanmôre? Hou jy aan krap, en het bloei, en jy maak nie meer skade, krap jy die hele tyd? Of gee jy dit vir God, en sê, Here, hier is dit. Hier is my gebrokenheid. Ek kan niks daarmee doen nie. Ek weet nie wat om daarmee te doen nie, maar ek weet as ek dit vir u vanmôre gee, sal u iets daarmee kan doen. Sal u iets daardeur kan bereik. Want ek kan nie. Charles Stanley sê die volgende, hy sê dit so mooi, jy gaan dalk dink, dit maak nie sin nie, maar hoor wat sê, brokenness is God's requirement for maximum usefulness. Dit klink rof, nee? Sê, Here, maar hoekom moet ek gebreek word? Sodat jy gebruik kan word. Want jy sien, as jy die hele tyd deel gaan wees, hoe gaan jy weet jy is gebroken? Dan het jy nie God eintlik nodig nie, as jy nie gebreek was van die begin af nie. Maar omdat jy gebreek is, omdat jy stikkend gemaak is deur hierdie lewe, Jesus was stikkend gemaak deur hierdie sondige lewe, en as gevolg daarvan is die kruisdood vir my en jou betaal, is sonde uitgewis tot in ewigheid. En God wil dieselfde gebrokenheid wat in jou is vanmôre, tot maksimum kapasiteit gebruik. Vir sy eer, vir sy heerlikheid. As jy
kyk hoe hulle pot regmaak en hy het krake en alles in. Al daai krake, al daai chipmerke, al daai dinge wat hierdie pot verteenwoordig, wat jou lewe verteenwoordig, vertel 'n storie. Dit simboliseer hoe jy geval het, waar jy geval het, wanneer jy geval het. En iemand kan vir jou vra, wat het gebeur? Dan kan jy sê, Jesus het ingetree. Maar God het altyd 'n plan in my en jou lewe. Jy sien, ons is te skaam oor ons gebrokenheid. Ons is te skaam en te bang wat mense gaan sê en doen, terwyl God dit wil gebruik tot eer van sy naam. En dit is tyd dat ons meer gebrokenheid sal wys, sodat God se heerlikheid na vore kan kom in ons lewens, tot eer van wie hy is, tot eer van sy naam, sodat hy geheilig kan word deur ons gebrokenheid. Want dan sê ons, soos Paulus, is alles is net die Here. Dis nie jy nie, dis nie ek nie. Ek is vanmôre hierso deur gebrokenheid as gevolg van Jesus. In die week sny ek my hare by my broer se haarkapper, Sean, verskriklike oulike man. Vra altyd hoe gaan dit en hy was so vriendelik en ek vra vir hom hoe gaan dit en hy sê, vra vir my hoe gaan dit en ek sê die Here is goed. Sean, God is good. En hy vertel my sy storie van sy vrou wat siek word en hulle gaan na die governmentse hospitaal toe, staatshospitaal toe, daar sy septisemia op en haar lewe is in gevaar, hy moet skuld gaan doen om haar in 'n privaat hospitaal te kry, en eendag kom een van sy kliënte, 'n ou kliënte, en vra vir hom, wat's fout Sean? Hy sê, nee, niks is fout nie, Sean, ken jou, wat is die probleem? En die hospitaal het hulle nog soos 'n paar R1000 meer nog gecharge, wat gebeur, en hy sê, ek het nie die geld nie. Ek moet nog vir my ouma se begrafnis nog ook help mee betaal. Ek het nie geld nie. En hy sê, ek sal vir jou betaal. Hy sê, nee, maar jy kan nie doen. Hy sê, ek het nie vir jou gevra, ek het vir jou gesê, ek sal dit doen. En hy bel die hospitaal kom toe en trek helfte van die geld af en die ou betaal dit toe die rekening toe hy die rekening kry. Maar in hierdie storie nêrens sien ek dat hy in sy gebrokenheid leef nie. Maar eer aan God gee. En sê, Here, dis alles. Hy sê vir my, God is goed, dis alles net die Here. In hierdie situasie waar gebrokenheid kop uitsteek, waar die wêreld sy kop uitsteek, waar alles die teken wys, gaan lê op 'n ashoop en kry jouself jammer, sê hy, God is goed. Jy het rede om vanmôre te sê, God is goed. Jy het nie rede om te kla vanmôre nie, jy het nie rede om te murmureer vanmôre nie, al weet ek, dit is so lekker om voor jammer gekry te word, jy is nog lekkerder om God die eer te bring, en te weet, hy wil my gebruik, ek wat Armand is, sy gebrokenheid wil hy gebruik, deur sy liggaam, ek wil hierdie laaste deel weer lees van 2 Korintiërs 4 vers 10 wat sê, die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Yes, dit is vir my amazing, kerk, dat ons gebrokenheid die heerlikheid van God verteenwoordig. Omdat ons nuwe lewe in hom gekry het, is ons gebroken, maar ons is nie dood nie vanmôre. Stem jy saam? Jy mag dalk gebroken wees, maar as jy daar uitstap, lewe jy nog. Maak asof jy lewe, moenie sit en soos 'n vrotvel vergaan nie. Met alle respek en liefde gesê. Want die wêreld gaan deur daai krake van jou lewe hoop sien. Die wêreld gaan 'n storie sien en 'n storie hoor. En jy gaan toelaat of God daai storie deur jou lewe gaan vertel of nie. Want jy het 2 opsies vanmôre en ek verkies dat jy die eerste opsie sal vat asseblief. Die eerste opsie is dat jy God sal toelaat om jou heel te maak en deur jou krake te skyn. Jy kan dit doen. Die tweede opsie is om dood te gaan in jou gebrokenheid en na te bly. Kies asseblief nommer 1. Nie nommer 2 nie. Want nommer 1 gee lewe. Nommer 1 gee hoop. Nommer 1 sê, my is lewe en hy het getriomfeer. Wat gaan jy doen?
is my vraag. Wat gaan jy kies, gemeente? Kies opsie 1, asseblief. Kom ons sluit so die oë. Dalk moet jy opstaan vanmôre en ek wil jy uitnooi. Sê Here, ek kies om nie langer meer in my gebrokenheid te leef nie, maar om my gebrokenheid vir u oor te gee en sodat u glorie en u almag deur my sal skyn. Net jy kan dit doen en as jy wil sê Here, ek het genoeg gehad van my gebrokenheid, ek het genoeg gehad om voor jammer gekry te word, ek het genoeg gehad om nutteloos en leeg te wees. Ek wil hê dat u my gebrokenheid sal gebruik om u die eer te gee. En as jy deel wil wees van hierdie gebed, staan op. Ek moedig jou aan, staan op en wys vir 'n gebroke wêreld wat God met gebrokenheid kan doen. Wat hy kan doen tot nou toe en tot in ewigheid. Ek glo en ek vertrou dat God ons stories gaan hoor uit hierdie Sondagdiens en ons gaan getuienis hoor van mense wat gesê het, enough is enough. God sal die eer kry deur my gebrokenheid. Here, ek bid in Jesus naam dat u kom en sal herstel, maar nie soos ons verwag nie, Here Jesus. U maak nie heel 100% nie, want u wil u glorie deur die krake van ons lewens, deur ons gebrokenheid skyn. Ek kom bid vir elke persoon, Sanda, ja Here Jesus, u kan. Here Jesus, u is 'n God wat kan en altyd sal doen, en ek kom bid vir elke persoon, ek kom strek my hande uit vir elke persoon wat u vanmôre mag wees, en ek kom dankie Here dat u vanmôre hulle gebrokenheid gebruik, Here, dat u hulle seer gebruik om vir die wêreld te wys, daar is meer tot hierdie lewe, daar is meer tot wat van my verwag word, ek kan dit gee vir 'n God wat heel maak, wat genees, sodat hy sy glorie, sy lig deur die krake van my lewe sal skyn, dat ek kan sê, ek mag dalk gebroken wees, maar ek is nie dood nie, want Jesus lewe in my, en hy triomfeer, hy wat in my is goed as hy wat in die wêreld is, en niks wat die vyand teen my smee sal sukses behaal nie. Nothing broken and nothing missing, Here. Dankie vir die perfekte liefde. Dankie Here dat ons u kan eer. Dankie Here dat ek ook kan bid in hierdie oomblik, Here, dat die gemeenskap van die Heilige Gees, van die Vader en Seun Jesus Christus met ons sal wees in hierdie week, dat wanneer ons met ons gebrokenheid gekonfronteer word, dat ons sê, maar Jesus is the way and the only way. Ek spreek die seën oor elkeen uit, Here, dat u met hulle sal wees in hierdie week wat voor lê, van die Vader, die Seun Jesus Christus en die kosbare Heilige Gees, tot ons mekaar weer sien. Dis my gebed in Jesus se heilige naam alleen. Amen. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.